Sagaria 4, gisteraan toe ons nou hierdie lees in ons huisgodsdiens, toe moes een of twee van ons die liedjie sing, die Bybelboek liedjie, van Sagaria. Tweede laaste boek van die Ou Testament, as jy nie weet nie, Sagaria 4, vers 1. Die engel wat met my praat het teruggekom en my wakker gemaak, soos iemand wat uit sy slaap wakker gemaak word. Hy het my gevra, wat sien jy? En ek het geantwoord, ek het gesien, kyk daar was 'n menorah of 'n kandelaar met 7 lampies, van soliede goud. Bo-op was 'n oliebak met 7 lampe, elkeen met 7 tuite. Weerskante was daar ook 2 olyfbome, een aan die regterkant van die oliebak en een aan die linkerkant. So sien jy die prentjie van hierdie kandelaar en dan 2 olyfbome en uit die olyfbome natuurlik kom die olie in hierdie lampies bo op die kandelaar, die 7 lampies, sodat dit kan brand. Toe antwoord ek die engel wat met my praat en sê, wat beteken dit, my Heer? Die engel wat met my praat, het geantwoord en gesê, weet jy nie wat dit beteken nie? Ek het gesê, nee, my Heer. Toe het hy geantwoord en vir my gesê, dit is die boodskap van die Here aan Serubabel. Nou, net om te stop, Serubabel, hy is die regmatige koning uit die geslag van Dawid, maar hy kan nie koning wees nie, want die Babyloniërs regeer oor die hele wêreld. So hy is nou maar net die goewerneur, wat nou sorg alles loop mooi in Jerusalem. So, hier is die boodskap aan Serubabel. Nie deur mag of deur krag nie, maar deur my gees, sê die Here, heerser oor alle magte. Wie is jy, groot berg? Voor Serubabel word jy 'n vlakte. Hy sal die sluitsteen nader bring onder uitroepe van genade, genade hiervoor. Dit was die woord van die Here aan my. Die hande van Serubabel het die fondament van hierdie huis gelê en sy hande sal dit voltooi. Dan sal jy weet, dit is die Here, heerser oor alle magte wat my na julle gestuur het. Want wie het die dag van klein dinge gering geskat? Hulle sal bly wees en sal die skietloot in die hand van Serubabel sien. Hierdie 7 is die oë van die Here wat die hele aarde deurkruis. Toe het ek weer gepraat en gevra, wat beteken hierdie 2 olyfbome aan die regter en die linkerkant van die menorah? Ek het 'n tweede keer gepraat en hom gevra, wat beteken die 2 olyftakke waaruit die goue olie deur die goue pype vloei? Hy het vir my gesê, weet jy nie wat dit beteken nie? Ek het gesê, nee my Heer. Toe sê hy vir my, hierdie is die 2 gesalfdes wat by die Heer van die hele aarde staan. Ek nooi jou om jou Bybel oop te maak by Markus 11, vers 20. Markus 11, vers 20 tot 25. En ons gaan aan met die reeks oor die gawes van die Gees. En vanoggend kom ons by geloof wat berge versit. Want dis 'n gawe in 1 Korintiërs 12, die gawe van geloof. Geloof wat berge versit. Kom ons gaan na die Here in gebed. Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Bevorder U saak, bevorder U naam, ook deur hierdie preek, Here,
wil U praat, want ons weet wat ons hier hoor vandag, is nie die woorde van mense nie, maar die woorde van die lewende God. Woorde wat mag het om te skep, woorde wat mag het om te vernuwe, woorde wat mag het om te red. Ons bid dat U self tot binne in ons harte spreek. In Jesus naam, amen. Ek het op Louis Trichardt groot geword, so 110 kilometer suid van die Zimbabwe grens. En as jy nou van Louis Trichardt af Johannesburg toe ry, net 50 kilometer buite Louis Trichardt, is eintlik, jy kan sê halfpad tussen Louis Trichardt en Polokwane, die ou Pietersburg, kry jy Matoks. Het het 'n nuwe naam. Dis waar die Steenboks keerkring is. En daar's Matoks het granietkoppe, maar baie soos Nelspruit se wêreld met die klomp granietkoppe daar. En natuurlik graniet word nou gebruik vir grafstene en vir kombuisbladdens en vir, as jy baie ryk is, vir vloere in jou huis en so aan. En so jy boor, ek reken jy boor seker gate in die graniet op 'n manier om die dinamiet in te sit en dan blaas jy nou hierdie goed op. So jy kan letterlik met dinamiet berge skuif. Dis wat die tema is vir die wat in Engels dink. Faith that moves mountains. Versit, jy kan dit skuif, berge, jy kan dit platvee. En dis geestelik ook so. Deur geloof kan jy hindernisse wat so groot soos berge is, probleme wat so groot soos berge is, dinge wat nie beweeg kan word nie, kan beweeg word, deur geloof. En dis wat ons hier vind in Markus hoofstuk 11. Lees saam met my, Markus 11 vers 20. Toe hulle, dis nou Jesus en die disippels, toe hulle vroegoggend daar verbygaan, het hulle die vyeboom gesien, verdor tot in sy wortels. Petrus het onthou en sê vir Jesus, Rabbi, kyk, die vyeboom wat U vervloek het is verdor. Jesus antwoord hulle toe, julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. Nou waar is die voetnota? Want ons soek 'n voetnota wat sê nee, hy bedoel dit nie heeltemal. Nee, hy bedoel dit. En wanneer julle staan en bid, as julle iets teen iemand het, vergeef hom, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredings kan vergeef. So, hierdie gedeelte gaan ek opdeel in 3 woorde. En dit beskryf wat Jesus hier sê. Die eerste woord is ongeloof. En dis in vers 20 en 21. Nou gou om vir jou konteks te gee. Jesus, dis nou sy laaste keer wat hy in Jerusalem inkom. Hy gaan gekruisig word binne 5 dae. So in die begin van die hoofstuk ry hy op 'n donkie in Jerusalem in. Julle ken die storie. Almal gooi palmtakke op die grond en hulle gooi klere op die grond dat Jesus op die donkie nou inry en hulle besef hierdie is wat Sagaria gesê het gaan gebeur. In Sagaria 9, jou koning gaan op 'n donkie in Jerusalem inkom. En so hulle prys hom, Hosanna aan die hoogste, Hosanna beteken red ons nou. Hulle dink nou is die tyd wat hy op die troon gaan sit, die Romeine gaan verslaan en Israel gaan die belangrikste nasie in die wêreld wees. En toe hulle nou sien, maar dit lyk nou nie het gaan gebeur soos hulle gedink het nie. Wel, ons weet wat uiteindelik gebeur het met Jesus, het hom doodgemaak. Nietemin, toe Jesus nou op die donkie inkom, toe gaan hy in die stad in, en toe hy in die stad is, toe kyk hy rond. En hy kom in die tempel in, en net voor hy die vyeboom vervloek, daai deeltjie sê dat hy het in die tempel ingegaan en rondgekyk. Wat het hy gesien in die tempel? Ja, hy het skelm mense gesien. Hy het mense gesien wat die armes uitbuit. Hy het mense gesien wat geldgierig is. Hy het prosperity predikers gesien.
wat geld wil steel, die Sadduseërs, die Fariseërs. En toe gaan hy huis toe, Betanië is so 2 myl, so 3.2 kilos buite Jerusalem. Hy gaan soontoe, hy gaan slaap oor daar, seker by Maria en Martha en Lazarus se huis. En maar op pad uit, toe sien hy die vyeboom en hy's honger. En hy gaan na die boom toe en hy lig die groot vyeblare op, hy sien hier's niks aan nie. Nou dis nie seisoen vir vye nie, maar ten minste moet daar voor vye wees. Daar moet vye, daar's oom Melvin het my vertel, van jy kry eers so klompie vye en dit val af en dan kom daar nog 'n drag. So daar's nie eers daai eerste vye nie. En toe vervloek hy die vyeboom en sê jy gaan nooit weer vrug dra nie. Nou die vyeboom is Israel. Hosea hoofstuk 9 sê dit vir ons in vers 10 en in vers 16. Jeremia 8 sê Israel is die vyeboom. So hulle dra nie vrug nie. En dis wat hy bedoel, dis die punt hoekom hy die vyeboom vervloek, sê jy sal nooit weer vrug dra nie. En toe hy sy rug draai en hulle begin wegstap, onmiddellik toe verdor daai boom tot in sy wortels, maar die disippels sien dit nie. Matteus sê vir ons dat dit onmiddellik gebeur. Volgende oggend kom hulle terug van Betanië af, terug op pad Jerusalem toe. En hier is waar ons nou is. Want in Jerusalem gekom, Jesus het die tempel uit gereinig, uit 'n sweep gevleg, het hulle uitgejaag, daai mense wat geld steel by die armes, die tafels omgegooi. En die punt is weer eens, julle is soos daai vyeboom. Julle dra nie vrug nie. En Micha 7 sê dit, ek het net een vy gesoek wat ek kon eet, een ryp vy, maar daar was nie een nie. En net soos wat die vyeboom nou verdor, toe Petrus het sien, hy kan sy oë nie glo nie. Daai boom, hy onthou, Jesus het die boom vervloek, en gesê, jy gaan nie vye dra nie. En so net soos wat die boom verdor het, en is nie net dat die blare gaan verlep het nie, die ding is stokkerig. Dis dooie takke, tot in die wortels is daai boom dood. En dis hoe Israel is. Julle is dood tot in julle godsdienstige leierskap, tot in die geestelike leierskap, tot by die Fariseërs, die Sadduseërs. As julle dood, julle dra nie vrug nie. Dis waar van die leiers, dis waar van die landsburgers. Van kop tot tone is julle vrot. Daar's geen heel plek nie, het Jesaja al gesê. Hosea sê, so is priester, so is die volk. En ons sien dit hierso, want in vers 17 sê dit, staan daar nie geskryf, my huis gaan 'n huis van gebed vir alle nasies genoem word nie. Julle het dit 'n rowersnes gemaak, 'n rowerspilonk. En dan net 'n paar dae later roep hulle vir sy bloed en sê kruisig hom, die leiers en die volk. En in Suid-Afrika is dit nie veel anders nie, is dit? Want ons regering is vrot. Tot op die hoogste plek, tot in die kabinet is dit vrot. Daar's korrupsie, daar's oneerlikheid, daar's goddeloosheid, daar's losbandigheid, immorele leefstyle, gierigheid. En dit geld nie net vir hulle nie, want ons kan so maklik kla teen ons regering, man, jy hoef net na 'n tweedehandse karplek toe te gaan, jy hoef net gaan parte vir jou kar te koop en hulle sal jou indoen. Enige plek, elke plek. En dit het selfs ongelukkig in die kerk ingesluit. Dat dwaling en sonde het die kerk in Suid-Afrika siek gemaak. En ons lê op asemhalingsmasjiene, want jy kom in kerke in en daar word nie die Bybel oopgemaak amper nie, of daar word 'n preek gelewer aan die einde een versie en is 'n motiveringstoespraak. En dit is 'n konsert, man. Jy kom in 'n plek en alles is donker en hulle moet alles donker maak en gekleurde ligte en rook hê hier by die predikant se voete. Dis vermaaklikheid. En die woord word nie verkondig nie en in plekke waar jy gaan en is voorspoedsleer van voor tot agter en Jesus het gekom sodat jy ryk kan wees. Dit gaan oor geld en eintlik wat hy nooit vir jou sê nie is gee vir my bediening, die Here sal jou seën, maar dit werk nooit andersom nie. Hoekom gee die predikant nie vir jou dat hy geseënd kan wees nie? Stuur 'n KFC emmer om, neem 'n kollekte op en die geld gaan in sy ministry in. Maar 'n groot deel natuurlik gaan om sy Mercedes S-klas af te betaal. Liberalisme in Suid-Afrika, die grootste denominasie in ons land. Ek is nie seker of dit nog die grootste is nie, maar liberalisme het ingekom. Waar dit 'n teologie is wat ons nie meer glo in die opstanding van Jesus nie, want dit maak nie saak nie. Solank jy glo het in jou hart opgestaan, maak nie saak of honde sy liggaam opgeëet het nie. Maak nie saak of ons die maagdelike geboorte verwerp nie. Maak nie saak of ons eers in die godheid van Jesus glo nie.
So 'n vals teologie wat ingekom het, ontken die bestaan van Satan, en dan sonde wat daarmee saamgekom het, want nou word die woke agenda gedryf, die transgender agenda, LGBTQ+, ek gaan nie al daai letters sê nie. Dit het in die kerk ingekom, nou het ons gay predikante, homoseksuele predikante, en dan baie kerke, wat sê, maar ons preek daarom nog die Bybel, maar is 'n dooie ortodoksie. Ons het al die feite, we've got our ducks in a row, maar daar's nie 'n aard van sending in baie van daai gemeentes nie. Alles net om saam te kom en deur ons godsdienstige tradisie en ons kerktradisie, maar daar's nie 'n hart vir verlorenes nie. Daar's nie 'n hart vir die wêreld, dat hulle die Here Jesus moet ken nie. En Jesus sê daarom vir 'n godsdienstige volk, in vers 21, hy praat nou van Israel, sê Petrus vir Jesus, kyk die vyeboom wat u vervloek het, dit het verdor. En dis al wat jy kan doen met so 'n vyeboom, is net goed vir die vuur, vir die kachel. Jy kan nie eens daarmee braai nie. En dis al waarvoor so 'n land goed is, as ons tot op hierdie punt gekom het, en so 'n samelewing. Jesus sê in Lukas 13, vertel hy gelykenis van hierdie man wat 'n vyeboom geplant het in sy wingerd. En die vyeboom dra nie vrug nie al vir 3 jaar, en toe sê hy gaan hom uitkap, en toe sê die man asseblief, laat ek nog net een keer kunsmis in die grond inwerk, en net kyk, kan hy nog 1 seisoen gaan, en indien nie, dan kap ons hom uit. En dis natuurlik 'n beeld van Israel, want Johannes die Doper het toe al vir hulle gesê, julle dra nie vrugte nie, en 'n boom wat nie vrugte dra nie, die byl lê reeds teen die wortels van die boom, gereed om dit uit te kap, en daai boom gaan in die vuur gegooi word. So, wie in ons gemeente gaan die Here vertrou en die Here vashou, soos Esegiel 22 vers 30 sê, waar is daar net iemand wat in die gaping kan staan, wat in die bres kan tree, a man to stand in the gap, iemand wat kan staan voor die Here en sê, Here, hier's hoe die volk lyk, ek tree in, ek pleit by u. Waar is daar so iemand wat die Here sal vashou vir 'n herlewing, al lyk dit soos 'n berg voor ons, maar daar's 'n geloof wat berge kan versit. En dit het gebeur in die 1700s, in Engeland en in Amerika. Jy sien, as jy kyk na die toestande voor dit, daar's 'n dwaling wat ingekom het. Wie van julle het al gehoor van deïsme? Nou, deïsme is 'n dwaling wat sê, daar is 'n God, maar hy's glad nie betrokke in die skepping nie. Hy het die oorlosie opgewen en nou loop dit af, natuurwette en so aan. Jy kan met hom praat, jy kan bid, want hy's baie groot, soos 'n slaaf voor 'n koning, maar jy kan nie verhouding met hom hê nie, jy kan hom nie ken nie. En die Bybel is nie sy woord nie, en Jesus is nie die verlosser nie. So dis deïsme. Engeland was vrot van deïsme gewees in die 1700s. En dit het in die kerke ingekom, dat predikante dit begin preek het. Selfs die kerke wat nog suiwer die woord verkondig het, was swak. Hulle was nie minderheid, hulle was so klein. Die morele toestande in Engeland, hulle was so moedeloos, die parlement en die koningshuis, so moedeloos gewees met wat in Engeland aangaan, hulle kan niks doen nie. Homoseksualiteit het wettig geword. Moenie dink dis niet nie. Dis nie as 'n sonde beskou nie. Polygamie ook nie, om meer as 1 vrou te vat. Tegelykertyd. Ook nie om net vir jou 'n byvrou hier aan die kant te hê nie. Dit was ook wettig gewees en nie as sonde beskou nie. 160 verskillende misdade het die doodstraf gekry. Hulle het gedink hulle kan dit so oplos. Hier's 'n brandarm vrou, sy het 'n pond, maar dis 'n vervalste pond. Sy weet dit nie, sy kry die doodstraf daarvoor. Die tronke was oorvol geweest, die riool in Londen loop oor die tronke se vloere. Jy dink ons probleme hier met die dreineringsstelsels wat nie werk nie, en die Vaalrivier wat so 'n rioolplaas is, en Durban se strand, dis nie nuwe probleme nie. Ma's met kinders, hulle het nêrens anders om daai kinders te vat nie. Hulle kinders drink nog aan hulle partye swanger in die tronk. Kinders saam met hulle. Tronke is oorvol, haglike toestande, wreedheid teenoor diere, wreedheid teenoor kinders. Wanneer mense die doodstraf kry, dis 'n groot sirkus. Want iemand gaan gehang word, almal is so bly. Kom ons gaan kyk in die publieke plein.
word mense tereggestel. En daar's geen hoop nie. And then a voice startled the nation. The voice of a 22-year-old pastor, George Whitefield. 10,000 mense kom tot bekering. Vir 40 jaar. Hy preek 1000 preke per jaar. Ek preek minder as 100 per jaar. En die Here gebruik hom en wek vir John en Charles Wesley op en 'n paar ander predikers en daar's 'n herlewing in Brittanje, herlewing in die VSA. Want Whitefield is 13 keer, as jy nou tel soontoe en terug. Die Here gee ons asseblief geloof wat berge versit. So dis die eerste woord is ongeloof. Dit is nou Israel se ongeloof, die vyeboom wat nie vrug dra nie. Die tweede woord is geloof. En dit het ons in vers 22 tot 24. Nou wat is die gawe van geloof? Dit kry jy in 1 Korintiërs 12, die gawe van geloof. Wat is dit? Ons praat nie van geloof in Jesus waardeur jy gered word nie. Want dis ook 'n gawe, Filippense 1:29, dis aan julle geskenk om te glo in sy naam. Ons praat nie van daai geloof nie. Hoe weet ek dis nie daai geloof nie? Want die geloof in 1 Korintiërs 12, Paulus sê aan een word gegee die geloof, aan 'n ander profesie, aan 'n ander gawes van genesinge, aan 'n ander die gawe van tale, aan 'n ander die gawe van uitleg. So nie elke Christen het hierdie gawe van geloof nie. So dit kan nie reddende geloof wees nie. Hierdie geloof kan ook genoem word die gawe van gebed. Ek praat nie net van elke Christen bid nie, hier's 'n gawe van gebed. En hoekom ek dit sê, is want in 1 Korintiërs 13 sê hy, al het ek al hierdie gawes, al het ek geloof om berge te versit. En hier sê Jesus, hierdie geloof is gebed. Goed, so dis die gawe van geloof of gebed. Die gawe van geloof is meer as dat jy God se beloftes in die Bybel glo. Wie van julle het ergens iets gehoor van George Muller? George Muller was 'n Duitser. Hy het in die 1800s gelewe. Die grootste deel van sy lewe het hy in Engeland gebly en hy het weeskinders versorg. Hy het vir 10,000 weeskinders gesorg in sy lewenstyd. Meer as 1 miljoen pond het deur sy hande gegaan om hierdie weeskinders te versorg. Hy het in sy hele bediening met die weeskinders vir meer as 40 jaar het hy nie een keer vir iemand gaan vra, kan jy asseblief geld gee vir die weeskinders nie. Hy het net vir die Here gevra. As daar nie geld is nie, hy het vir niemand gaan sê, ons het nie geld nie, ons het nie kos nie. En daar's wonderlike stories, wat ek nie nou gaan vertel nie, ek het nie tyd daar om alles te vertel nie. Maar wonderlike stories wat George Muller vertel, oor hoe die Here voorsien het, wanneer daar nie melk is of brood nie, dan klop iemand aan die deur. Hulle sê dankie vir die kos, maar hy weet daar's nie kos nie. Die kinders weet dit nie. En dan klop iemand aan die deur en hy amen gesê. Hy het gesê, ek het nie die gawe van geloof nie. Wat ek vir ander Christene probeer wys is, jy kan God op sy woord vat. Jy kan sy beloftes vertrou, want hy sê, soek eers my koninkryk en my geregtigheid, dan sal ek alles gee wat jy nodig het. Hy sê in sy woord, my God sal in al julle behoeftes voorsien, na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. So dis nie die gawe van geloof om te vertrou dit wat God in die Bybel gesê het, is so, jy kan hom glo, jy kan bid, en hy gaan dit antwoord nie. Die gawe van geloof, het George Muller gesê, is om seker te wees, God gaan vir Ansie gesond maak. Want daar's nie 'n belofte in die Bybel wat sê, Ansie is siek, as ons vir haar bid, gaan die Here haar gesond maak nie. God gaan vir Heelgaard red. Daar's nie 'n belofte in die Bybel wat sê, hy gaan vir Heelgaard red nie. Of wat se ander versoek jy het, waarvoor jy nie 'n belofte in die Bybel het nie. Die gawe van geloof is, jy bid, en dan kom jy op 'n punt, wat God jou geloof gee, jy weet sonder enige twyfel, die Here gaan dit doen. Jy weet, die Here het my geantwoord, ek kan ophou vra hiervoor. Hy gaan vir Ansie gesond maak. Of hy gaan vir Heelgaard red. Dis die gawe van geloof. So terwyl jy nog bid, weet jy, nog voor die Here die antwoord gegee het, ek het waarvoor ek gevra het. Kyk wat sê vers 24. Dis die gawe van geloof. Daarom sê ek vir julle,
Alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het. En dit sal vir julle so gebeur. Jy bid asof jy dit reeds ontvang het. Jy het byvoorbeeld in Daniël hoofstuk 9 en Daniël 10. Daniël is besig om te bid, en dan kom die engel na hom toe en sê, jou gebed is onmiddellik beantwoord. In Daniël 10, nadat hy vir 3 weke gevas en gebid het, kom die engel en sê, die oomblik toe jy begin bid het, van die eerste dag af, toe is die antwoord ja gewees. Maar ek het 3 weke gevat om hier uit te kom, want die prins van Persie het my weerstaan. Ek praat nou van hemelse magte. Satan het my weerstaan. 1 Johannes 5. Ek wil dit gou vir jou lees. 1 Johannes hoofstuk 5, vers 14 en 15. 1 Johannes 5, vers 14. Het 'n kans gee dat julle daar uitkom. 1 Johannes 5, vers 14. Nou sê Johannes, en dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat hy ons gebede verhoor as ons iets volgens sy wil vra. En as ons weet dat hy ons verhoor in alles wat ons vra, weet ons dat ons alles ontvang wat ons van hom vra. Jy weet vooraf in hierdie geval, ek weet ek het wat ek nou vir die Here gevra het. Ek weet ek gaan dit kry. Presies soos Markus 11. Kom ek gee jou 2 voorbeelde, want dan dalk dink jy, dit klink nou vir my soos wiskunde hierdie. Ek hoor nou al hierso, wys my, gee my 'n voorbeeld. Hier is die voorbeeld. C.T. Studd. Hy was 'n sendeling, 'n Engelse sendeling, hy het ook 'n cricketspeler gewees, en hy was 'n sendeling na China. En party van julle het al daai reeltjie van hom gehoor, so gediggie, maar dit is deel van 'n langer gedig. Only one life, it'll soon be past, only what's done for Christ will last. Dis C.T. Studd. C.T. Studd, hy en sy vrou, terwyl hulle in China as sendelinge is, eendag toe bid hulle vir geld. Hulle geld is op en dit is 'n spesifieke bedrag nodig. Anders sal hulle nie kos hê nie. En hulle vra toe vir die Here. Hulle beplan toe, hulle is in so 'n krisis finansiëel. Hulle beplan hulle gaan deur die nag bid. Maar dit was nie nodig nie. Want hulle het net vir 20 minute gebid. En toe weet hulle, soos hierdie, hulle het geloof gehad, die Here het hulle geloof gegee, ek het julle gebed beantwoord, julle kan ophou bid. En toe sê hulle vir die Here, dankie dat U ons beantwoord het, Here. 2 weke later toe kom die posman, en hy doen sy rondes. En hy haal die pos uit, en hy sê, hier is die pos, en hulle kyk deur die pos, en hulle sê, is daar nie nog 'n koevert vir ons nie? Hy sê, nee. Posman kyk, nee, daar's niks anders nie. Toe sit C.T. Studd die koevertjies neer, hy sê, gee my jou possak, hy vat die sak, hy dop hom en hy skud hom en daar val 'n koevert uit. En dis presies die bedrag waarvoor hulle gebid het. Met 'n briefie by, 2 weke gelede, een aand kon ek nie slaap nie. En dit was so sterk op my, ek moet 'n cheque vir julle stuur met hierdie bedrag. Nog 'n storie. Stuart Elliott, wat nou onlangs hier was, hy vertel dat toe hy 'n jong man was, jonk in die bediening, nie in die bediening, toe het hulle elke Sondagmiddag na 'n hospitaal toe gegaan. En dan het hulle Sondagskool gaan hou daar, of Sondagoggend, Sondagskool gaan hou vir die kinders in die hospitaal. En een Sondagoggend, net toe hulle moes gaan, toe voel hy verskriklik siek. En hy bly by die huis. En 'n halfuur later, toe voel hy heeltemal gesond. Maar toe is dit nou te laat om op te vang en by die ander aan te sluit. En toe bid hy vir hulle. En terwyl hy vir hulle bid, vir 'n rukkie, toe kom daar die naam van 'n jong man na hom toe. En hy weet, hierdie jong man se ouers is baie bekommerd oor hom. Want hy ken nie die Here nie. En maak nie saak hoeveel keer hy die evangelie gehoor het nie, hy glo nie. En hy bid vir daai jong man, en hy bid ernstig, en hy bid intens. En skielik in sy gebed, toe weet hy, sy gebed is beantwoord, die Here daai jong ou gered. Hy sê, ek het 'n uur later in sy sitkamer gesit, saam met sy ouers, terwyl die trane van sy ouers se wange afloop, terwyl hierdie jong man vertel hoe die Here hom gered het.
Jy sien, voor die Here 'n groot werk doen, wek hy geloof in iemand se hart om daarvoor te bid. En daai geloof, dis nie 'n geloof in jouself nie. Dis nie 'n geloof in jou geloof nie. Is my geloof sterk genoeg? Dis nie 'n geloof in lewe spreek. Dis nie 'n geloof in jou woorde wat jy sê nie. Dis nie 'n geloof in jou gebed eers, dat jy dit reg geformuleer het nie. 'n Vriend van my, ons het saam studeer, en hy het bietjie te mekaar geraak met die Word of Faith beweging. Hy het nie geweet dit was dit nie. Hy het 'n konferensie bygewoon van hierdie piramidskemas, en daar was nou 'n motiverende spreker, maar die motiverende spreker was 'n prosperity prediker. En die man het hulle geleer, want ek het teen my vriend se yskas gesien. Ek sê, wat is hierdie? Daar's foto's van 'n skip en van 'n kar en van 'n... Nee, hierdie ou het gesê, as jy iets wil hê, moet jy dit visualiseer. Jy moet hierdie prent op jou yskas sit, of in jou huis, en dan moet jy dit spreek, jy gaan dit hê. Jy moet sê, ek het hierdie van die Here. En dan moet jy glo en nie twyfel nie, en dan gaan jy dit kry. Nee, dis nie wat vers 23 is nie. Kyk vers 23. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op, gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Nou wat is daai sê daarso? Is dit lewe spreek? Is dit krag in jou woorde? Wat sê vers 24? Wat is daai sê? Dis sê vir die Here. Dis gebed. Dis nie lewe spreek of my woorde het krag nie. Dis met die Here praat daaroor. En vertrou die Here sal dit doen. So wat is die inhoud van die gebed? Waarvoor bid ons? Wanneer ons praat van hierdie berge versit en die Here vra, skuif vir die berg, skuif vir die eislike probleem wat in die pad staan. Wat is dit? Wel, dit waarvoor ons bid is vers 22. Vers 22 sê, julle moet geloof in God hê. Nou, die Grieks is interessant hier, want dit is 'n genitief. 'n Genitief beteken, jy moet geloof hê wat van God afkom. Jy moet geloof in hierdie God hê, maar hierdie geloof kom van hom af. Dis 'n gawe, soos 1 Korintiërs 12 sê. Die gawe van geloof gee hy aan hierdie een. So jy kan nie sê, ek bid vir 'n Bentley nie. Ek bid vir 'n Rolls Royce, ek bid vir 'n BMW nie. Ek bid vir 'n huis in Clifton nie, of ek spreek ek gaan hierdie hê nie. Nee, dis nie waaroor hierdie gaan nie. Jakobus sê vir ons, julle bid en ontvang nie, want julle bid selfsugtig, om julle eie liste deur te bring, julle eie sondige begeertes. Dan sê hy, jy's 'n egbreker, jy's 'n egbreekster, jy's 'n prostituut, geestelik, want jy gebruik die Here soos 'n kruk, jy kom na die Here soos 'n genie, dis afgodery. Jou hoogste doel moet Jesus self wees, nie wat Jesus vir jou kan doen nie. Ja, ons dank hom vir wat hy kan doen, maar my doel is hy, om hom te eer. Nie dankie Jesus, nou het ek wat ek regtig wil hê. Nee, dis afgodery. Waarvoor bid ons? Waar kom hierdie versie vandaan wat sê, hierdie berg sal skuif? Dit was my skriflesing, Sagaria 4. Wat is die konteks? Die konteks is, hulle is moedeloos, want die tempel staan net so hoog, en die keiser het gesê, hulle mag nie verder bou nie, die koning. En toe preek Sagaria en Haggai, julle moet die tempel bou. Bou God se tempel. En toe dink hulle, maar is onmoontlik, ons het al hierdie vyande in die pad. En toe sê Sagaria vir Serubabel, hierdie berg sal voor jou 'n gelykte word. Nie deur mag of deur krag of geweld nie, maar deur my gees spreek die Here. Hierdie berg sal skuif. En jy sal die tempel klaar bou. En wat Jesus hier doen is, hy reinig die tempel. Hy dryf hulle uit. Dit is asof Jesus sê, ek is klaar met hierdie tempel, met hierdie kliptempel. Ek gaan 'n nuwe tempel bou, die kerk. En ja, daar's berge in die pad, maar hierdie berge sal skuif. Jesus sal sy kerk bou. Jesus sal sy planne vervul. Jy kan dieselfde toepas met genesing. In Jakobus 5, dan sê dit is nou 'n spesifieke geval van siekte, laat die ouderlinge kom, laat hulle vir die persoon bid, en om met olie salf, en die gebed van die geloof, dis hierdie Markus 11 tipe gebed, sal die sieke genees, sal die sieke red van sy krankheid. Ek gee weer 'n voorbeeld of twee.
James Fraser, J.O. Fraser, hy was ook 'n sendeling na China, ook 'n Engelsman, en hier was 2000 gesinne in die Lisu bevolkingsgroep in China. Onbereik, maar hulle is so hard soos 'n voetpaadjie, wat oor en oor getrap is. Daai grond, die saad gaan nie in nie. En dan sê iemand, ek wil Jesus volg. Ag, is nie lank hier, dan is hulle terug, hulle vrees weer die geeste, en dan bid weer die geeste, en hy is so moedeloos later, en hy dink, ek gaan na die Here toe gaan. En ek gaan nie meer vaag bid, Here, red mense nie. Ek gaan spesifiek begin bid, en hy vra die Here. Hy sê, Here, ek wil u vra, sal u meer as 100 gesinne red? En iemand vra hom later, hoekom het jy nie vir 1000 gebid nie? Hy sê, ek het nie geloof vir 1000. So bid waarvoor jy geloof het. En hy bid, en vir 10 jaar vertrou hy die Here, hy hou aan werk, want hy het op 'n punt gekom wat hy hierdie ervaar het. Ek kan ophou bid, die Here het my geantwoord. 10 jaar later, 129 gesinne kom tot bekering. Een na die ander, die bekerings kom net. En toe sê iemand, dis wonderlik, die Here antwoord na jou gebed. Sê nee. Hy het my gebed beantwoord die dag toe ek bid daarvoor. Dis net nou dat ek die uitkoms sien, die antwoord is nou sigbaar vir my. Nog 'n voorbeeld is John Scrimgeour. Hy het in Skotland geleef, hy's 'n Skotse Covenanter gewees, 1600s. En John Scrimgeour het 'n paar kinders aan die dood afgestaan. En toe het hy sy laaste dogter oor, en sy word dodelik siek. En hy gaan na die Here toe, en hy bid in die nag, en hy worstel met die Here. Hy sweet soos hy bid. Sê, Here, asseblief, hierdie is my enigste dogter, asseblief sal U haar spaar. En hy sê, hy het op 'n plek in sy gebed gekom, wat hy bewus was, die Here het my geantwoord, my dogter is genees. Hy het in die huis ingekom, daar sit sy regop, gesond. So sal jy God op sy woord vat, en sy woord vir jou in hierdie geval is, in vers 23, Jesus antwoord hulle toe. Vers 23, Amen, ek sê vir julle. Vers 24, daarom sê ek vir julle, sal jy hom glo? Ek sê dit, glo my, ek sê dit. Sal jy hom glo? Vat hom daarop. Sal jy sê, ek sal hom op sy woord vat en nie twyfel nie. Nou jy moet pas op, dat jy nie dit in jouself opwerk en sê, ek het nou genoeg en ek gaan nie twyfel nie. Dit moet 'n geloof wees wat van hom kom, en jy sal weet as jy dit het. Sonder om te twyfel, sê vers 23, jy vir hierdie berg sê, lig jou op, gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê gaan gebeur. Jakobus 1 sê dit ook. Jy moet bid en jy moet nie twyfel. Jy moet glo. God het gesê, God het hierdie geloof gegee, God is in staat om dit te doen, al lyk dit vir my onmoontlik, ek vertrou hom. Laaste woord, nommer 3, is vergifnis. Ek was in 'n bidhuur, waar 'n man langs my gebid het, sy predikante bidhuur. Hoe het ek gesit? Ek het hier gesit, iemand langs my hier, en daai man. En daai predikant het gebid, Here, vergewe my vandag asseblief, ek was vir die afgelope 3 jaar bitter teen hierdie man. Martin Holt was in daai bidhuur. Ek het hom later hoor sê by 'n ander byeenkoms. Daar was hierdie jong predikant, en hy preek baie goed. En hy het al in ons gemeente gepreek. Nie hier nie, Martin Holt sê dit van sy gemeente, van hulle gemeente. Hy het in ons gemeente gepreek. Maar toe kom daar 'n tyd in sy prediking. Hy preek die waarheid nog steeds, maar ek kom agter iets is fout. En toe sê hy, en ek was reg. Want dit was die storie. Hy was bitter vir 3 jaar. En net soos wat bitterheid gekeer het, dat hy nie die woord kragtig kon verkondig nie. Net so sal bitterheid keer hierdie gebed van geloof. Dat jy bid en jy sê, maar is nie antwoorde nie. Kyk in vers 25. Wanneer julle staan en bid, as julle iets teen iemand het, vergewe hom, sodat julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings kan vergewe. So kan ek jou vandag vra. Bid jy dalk ernstig oor 'n saak
En jy bid en jy bid en jy bid en jy voel die hemel is stil. Dis net of jy teen die plafon vasbid. Dit voel die Here antwoord jou nie. Dalk is jy die Here al aangeroep vir redding. En jy roep, want Romeine sê elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Jy roep en jy roep en jy roep en daar's net nie 'n antwoord nie. Jy kom nie op 'n punt wat jy weet ek's gered, my sondes is vergewe. Mag ek jou dit vra vandag? Is dit moontlik dat jou gebed onbeantwoord bly want jy vergewe nie? Vers 25 sê: as jy nie vergewe nie, sal jou Vader wat in die hemel is jou ook nie vergewe nie. En nou weet ek daar's mense wat gaan sê, ek's nie bitter nie, ek's net hartseer. Wel, ek dink jy moet jouself toets aan die volgende vraag. Dra jy iets in jou hart rond teen iemand? Daar's hierdie ding in jou hart en miskien kom dit selfs uit jou kinderdae uit. Van kinderdae af. Jy kan nie vergeet wat daai oom of daai persoon of daai boetie teen jou gedoen het nie. En jy dra dit in jou hart. Haal jy daai storie weer op vir jouself. Jy dink van tyd tot tyd as jy van voor af kwaad. Of jy vertel dit oor aan ander mense. Wens jy daai persoon is uit jou lewe, jy wil hulle nie weer sien nie. Wel, dan moet ek vir jou sê, jy is bitter. En Jesus sê in vers 25, as jy staan en bid en jy onthou jy het iets teen iemand, moet jy vergewe, sodat jou Vader wat in die hemel is, jou ook kan vergewe. Sê jy vir my vanoggend, ja, maar wat die persoon teen my gedoen het, dis te groot, ek kan dit nie vergewe nie. Hoe groot is jou en my sonde teen die Here? Baie groter as wat ander teen ons gedoen het. Ja, maar dis te veel gewees. Daai persoon het dit 5 keer gedoen en toe dit weer gebeur, toe sê ek, dis nou net 1 keer te veel, ek kan nie vergewe nie. Hoeveel keer het ons teen die Here gesondig? En die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van meeste sonde. Is dit wat die vers sê? Van alle sonde. Sê jy, die koste is net te groot. Ek kan nie vergeet wat daai persoon gedoen het nie, of die onbybelse ding wat mense sê, ek kan vergeet, of vergewe, maar ek kan nie vergeet nie, is onbybels. Koste is net te groot. Wat het dit Jesus gekos om ons te vergewe? Goud en silwer, diamante, sy eie bloed, tot die laaste druppel. Sê jy, maar dit is te seer, ek kan nie vergewe nie. Jesus verstaan, hy verstaan. Vat daai seer na hom toe en sê, dis seer, Here. Hy's 'n hoëpriester wat simpatie het, wat empatie het, wat medelee het met ons swakheid. Hy verstaan. Kom na die troon van genade met vrymoedigheid en ontvang barmhartigheid en genade om op die regte tyd gehelp te word. En ek wil vir jou sê, moenie uitstel nie, want jy gaan weer bid binne die volgende dag of 2. En wat sê Jesus moet jy doen wanneer jy staan en bid? As jy onthou jy het iets teen iemand, vergewe. Moenie uitstel nie, moenie wag nie. Gaan na die persoon toe en sê, ek wil met jou praat. En ek wil hierdie uitklaar met jou. Persone teen jou gesondig. Nou kan jy miskien vir my sê, maar ek wil vir jou sê, dis nie wenslik dat ek met die persoon praat van aangesig tot aangesig nie. Skryf 'n brief. Laat iemand die brief nagaan, want in 'n brief kom woorde nie altyd lekker oor en jy kan nie emosies sien nie. So skryf 'n brief vir die persoon en sê, ek vergewe jou. Is die persoon al dood? Vat dit na die Here toe dan en sê, Here, daai persoon is al dood, maar ek wil vir u sê vandag, ek vergewe hom, ek vergewe haar. Dalk sê iemand vir my vandag hier, jy het nou 'n klomp goed genoem, maar daar's ander faktore wat jy nie genoem het nie, my situasie is 'n bietjie anders, dit is bietjie meer ingewikkeld, gaan sê dit vir die Here, en sê vir hom, Here, wat het nie oor my situasie gepraat nie, gee my wysheid, wat moet ek doen? En hy beloof in Jakobus 1, hy sal vir jou wysheid gee. En as jy al hierdie dinge gehoor het en jy sê, ek weier nog steeds om te vergewe, ek sal nie vergewe nie, dan sal jou Vader wat in die hemel is jou ook nie vergewe nie. Jesus het dit gesê, in hierdie gedeelte in Matteus 6, 14 en 15. 'n man het dit vir Sean gesê. Ons het straat-evangelisasie gedoen 'n paar jaar terug, en toe klop ons by 'n oom se deur, Sean het met die man gesels,
En toe Sean die evangelie deel, toe sê die man, ek sal my skoonma nooit vergewe nie. En Sean het hom hierdie gewys, hy het net geweier, ek sal nie vergewe nie. So kan ek jou vra, hoe lank gaan jy jou afstand hou? Hoe lank sal jy verwyder wees van jou vader? In 'n ver land. Is dit die moeite werd? Daar is hierdie afstand tussen jou en God. En jy voel dit en jy weet dit. Kom tot jou sinne. Kom tot jouself. Kom tot bekering. En kom na jou Vader, al sleep jou voete in die stof. En jou kop hang en is onderste bo. Kom na jou Vader en sê, Vader, vergewe my. Ek het hierdie bitterheid gedra, ek wil dit nie meer hê nie. Vat u dit, dis te swaar. Dit vergiftig jou. Jy drink gif en jy hoop die ander ou gaan dood. Bring dit vir hom. Bring alles vir hom. En jou Vader sal jou tegemoet hardloop, jou omhels en jou soen, 'n ring aan jou vinger sit, nuwe kleed vir jou aantrek, skoene aan jou voete, vetgemaakte kalfslag en 'n groot partytjie, want jy het huis toe gekom. En dan sal jy weer vrymoedig kan bid. En jy sal die gebed van geloof kan bid as die Here dit vir jou gee. Want die kanaal is weer oop. Maar moenie sommer wegval nie met 'n gebed. Vra die Here. Here, waarvoor wil u hê moet ek bid? Sal u dit in my hart lê? Is daar iets spesifiek? Laat u Gees my lei in gebed. Nou ek weet as jy van John MacArthur hou soos ek, dan gaan die MacArthur klomp vir jou sê, dis mysticisme. En baie van die reformed ouens, gereformeerde ouens, ek praat nie van Dopperkerk nie, ek praat van gereformeerde teologie, die hervormingsteologie van Martin Luther en William Tyndale en John Knox en Calvin. Baie van daai ouens gaan ook vir jou sê, vandag, nee, maar dis mysties, jy's mysties, jy's besig om mysties te wees. Wel, hierdie boekie, ek sluit hiermee af. Ek het hierdie boek gelees in 2018, dit het my geskit. Something must be known and felt, Stuart Olliott. Sheesh. Hier's goed in wat ek in die kantlyn geskryf het. Hierdie het my teologiese appelkar omgegooi. Dit het my appelkar gekantel. This has toppled my theological apple cart. Ek het voor in die boek geskryf, God has shown me great and wondrous things that I have not known. Jeremia 33 vers 3. Dit was fantasties. Toe hy onlangs hier was, toe sê hy vir my, hy het baie kritiek gekry oor 'n spesifieke hoofstuk in hierdie boek. En wie wil raai wat se hoofstuk dit is? Moenie na die tema kyk op die skerm nie. Geloof wat berge versit. The prayer of faith. Hy sê, maak jy nie om nie. Het ek kritiek gekry daaroor nie. Sjoe. Ek wil jou sê, na ek hierdie boek gelees het, ek's nie een van die wat hom kritiseer nie. Maar nie na ek die boek gelees het nie. Na ek hierdie boek gelees het en Markus 11 bestudeer het hierdie week. Hy's reg. The prayer of faith. Vertrou die Here daarvoor, glo hom. Kom ons bid. Ons Vader, ons dankie dat ons vanoggend u woord kon hoor en oopmaak en vergewe ons dat ons fyn skrif soek in Markus 11. Daar moet iets wees wat sê dis nie heeltemal so nie. Kan hy ons nie heeltemal bid en glo jy dit al reeds nie. Here, wil u nie in ons lewe ook vir ons gee daai tye wat ons ook hierdie gebed van geloof mag hê. Ons wil nie net u gawes soek nie. Here, dis regtig, ons wil u hê. Maar ons weet Christus, in hom het ons alle geestelike seëninge in die hemele in hom, ook die gawe van geloof in 'n gemeente. En ons vra dat u gee dit wat u weet goed sal wees vir die opbou van die gemeente sodat Jesus vir die wêreld gewys kan word. Ons bid dit in sy naam. Amen.